Baie hartlik welkom vanoggend by ons program Koffie met die Koning. Ek is weer eens so opgewonde om julle te kan verwelkom op hierdie dag. Ek is opgewonde oor my nuwe gas wat ek vandag het om mee te gesels. Ons het sulke wonderlike dinge wat ons wil oor praat, belangrike dinge wat soveel mense se lewens raak. Maar voordat ons dit gaan doen, wil ons eers ons koffietjies oplig. Hoorie, ek gaan nou vir die mense vertel, dit is Hester hierdie, so my vriendin Hester, en ek het besluit ons drink hierdie koffietjies vanoggend. Dit is nou nie die koffie met die koning groot koppie nie, maar ons drink hierdie enetjie. Hy sê okay, as sy wil kan sy hierdie een gebruik. Maar ek wil baie welkom sê by hierdie tafel. Dis altyd vir my lekker om te weet dat Jesus sit saam met ons om hierdie tafel. Hy luister in op ons gesprekke, hy gee ons raad, hy lei deur die Heilige Gees lei vir ons in hierdie program in van wat is daar buite wat hy spesifiek met iemand oor wil praat. En so dit gaan vir my oor die mensies daar buitekant. Julle wat vanoggend vir my weer sê ek is honger, ek is op, ek weet nie meer watter kant toe nie. Daar's soveel mense wat ek in my lewe ontmoet, ja, selfs hier sommer in die dorpies hier rondom ons, mense kuier saam met jou, en terwyl jy so kuier en gemaklik raak met mekaar, dan kom jy agter, Jesus, laat hierdie ene baie pynlike situasies in hulle lewe deurgemaak. Weet jy, en dan die enigste ding wat ek kan vir jou sê is, kom ons gee vir hulle oplossing. En die oplossing meeste van die tyd is Jesus Christus, want daar is nie 'n ander oplossing nie. So kom ons bied 'n oplossing aan vir mense vanoggend. Daar's 'n vroutjie daar buitekant, mevrou, jy sit en huil oor jou dogter vanoggend, wat vanoggend deur 'n moeilike situasie gaan. Jy gaan vanoggend huil en jy sit en praat met die Here oor jou dogter, wat vanoggend swanger is, 'n skoolkind, 15 jaar oud. Daarmee is jy vanoggend besig. 'n 15-jarige oue dogter. En jy voor jou siel weet, jy kan daardie kind nêrens gaan nie. Want waar moet sy werk kry? En wie gaan daardie babietjie grootmaak? Want jy wat 'n mamma is wat vanoggend na my kyk, jy weet vir 'n feit dat jy die finansies nie het om daai kindjie te kan grootmaak nie. So, ons moet 'n ander oplossing kry. En wat is die ander oplossing wat ons het om aan te bied? Die oplossing is Jesus Christus. Ons het nie 'n ander oplossing nie. Maar ek wil jou uitnooi om vir my of vir iemand anderste, ek gaan 'n telefoonnommer onder aan ons skerm los, wat is die ding se naam, 'n nommer wat jy kan nie bel nie. Ons wil nie hê dat mense vir ons die hele tyd moet bel nie. Daar's mense wat soms vir my bel, en dan bel hulle vir my so waar 7 uur in die oggend, hoorie, jy moet nie vir my 7 uur in die oggend bel nie, dis te vroeg vir my. Ek hou nie van so vroeg wakker word nie. So, ek wil vir jou vra, as jy dan 'n WhatsApp kan stuur, na die nommer wat ons nou onder aan die skerm sit, dan is dit baie makliker as jy soontoe skryf en sê, mevrou, meneer, ek wil graag met jou praat oor 'n dringende saak, maar mag ek jou vanaand bel? Mag ek vanaand asseblief vir jou skryf? Doen dit gerus, en dan is dit makliker vir ons om 'n antwoord te gee. Daar's baie jong meisietjies, en ek vind vanoggend spesifiek in my gees, dat daar 'n jong meisie is, wat 15 jaar oud is, en jy sit vanoggend met 'n situasie wat jy nie weet hoe om op te los nie. En ons dink die beste is, jy gaan daai dogter by die huis hou, jy gaan nou nie meer skool toe stuur nie, want wat gaan die mense sê, en jou kind gaan by die huis bly en gaan nooit 'n skoolopleiding hê nie, want sy gaan met 'n babietjie sit by die huis, en jy gaan daardie babietjie nie kan grootmaak nie, want die finansies gaan jy tekort kom, en nog, die punt is, jou dogter van 15 jaar oud, gaan ook nie daardie kind grootmaak nie, want op 15 wil sy nog speel, sy wil uitgaan, sy wil gaan dans, sy wil nie dan hoor van, ek moet 'n kind grootmaak en ek moet na 'n huilende baba moet luister nie. Dit wil sy nie doen nie. Ek kan jou nou waarsku voor die tyd. Jy gaan moet goed dink en jy gaan moet mooi luister wat Jesus vir jou vanoggend as oplossing aanbied.
jy het daai oplossing baie dringend nodig. So, ons wag en hoor wat sê die Gees ook daaroor. Maar eers wil ek ietsie gou vinnig vir jou lees. En dit is vir my so baie mooi, hoor hierdie woord, want dit pas op jou toe. Die woordjie wat hy hierso gee, sy naam is release your shame to me. Vat jou skaamte oor dit wat met jou en jou familie gebeur. Vat daardie skaamte. Net die ander dag het ek hier 'n dametjie gehad. En toe sit ek en sy in gesels. En sy is baie slim. En sy het uit 'n goeie huis uitgekom. Ek ken haar nou nog steeds. Sy is nou al 'n mamma van 4 kinders. En deur die genade van God het sy hulp gekry. Haar ouers kon haar bystaan finansiëel. Sy kon gaan verder studeer en vandag kan sy dit gebruik wat sy toe nie gehad het nie. So daar is 'n oplossing vir jou. Ek wil vir jou vanoggend wil ek jou bemoedig om vir jou te sê daar is 'n oplossing vir jou. Maar luister bietjie hierso wat sê die Here vir jou. Hy sê release your shame to me. My blood is the fire of purity that washes every sin away. To hold on to shame, en hierdie is 'n belangrike woord, to hold on to shame is to refuse the gift that God had given us. Hoor jy? God sê ek het vir jou 'n gift gegee. Ek het vir jou 'n geskenk gegee. Die geskenk is die prys wat ek aan 'n kruis betaal het ter wille van jou. Maintaining those feelings of guilt won't make you a better person. Accept my forgiveness and forgive yourself. Then I will heal your heart and I will set you free. Dit is nou vir my baie mooi gesê. Ek lees gou vir jou vinnig ook 'n skrif vir Johannes 8 vers 36 sê if the Son sets you free from sin, then become a true son and be unquestionably free. God wil jou vrymaak. En hy gee dit vir jou vanoggend as 'n gratis gift. So wat jou naam ook al vanoggend mag wees, ek wil net vir jou sê, moenie vaskleef aan die verlede en aan skaamte nie. Moenie dink wat gaan jy met jou kind maak? Jy gaan dalk 'n aborsie pleeg. Dalk besluit jy dit is die beste oplossing vir my om 'n aborsie te gaan pleeg. Hoorie, dit sal die vreeslikste ding wees wat jy tog nog kan doen. En daarvoor sal jy gestraf word. God sal nie tevrede wees met jou lewe as jy dit doen nie. Die beste vir jou is om na Jesus te gaan en om dankie te sê vir die oplossing wat hy gee. En dit is dat jy deur sy bloed gewas kan word, dat jy 'n nuwe lewe kan begin en daar is mammas en daar is pappas en daar is mense wat werklik maar finansiëel vir jou sal bydra en by jou sal staan en 'n pad saam met jou sal stap as jy die pad van geregtigheid sal loop en sal eerlik wees oor waar jy die fout begaan het in jou ouderdom. OK, ek hoop jy hoor my vanoggend en dat jy ook dit sal toepas op jou lewe. Ek is so bly ek vanoggend hierso vir Hester, 'n wonderlike vriendin wat vanoggend saam met my hier kom gesels. En Hester, vertel my eers, waar kom jy vandaan? Wel, ek wil net eers sê baie dankie dat ek die geleentheid gegee word om hier te kan gesels. Wel, ek is gebore in Witbank en later het ons Ermelo toe getrek en wel, ek het nog al 'n hele paar roetes gegaan deur 'n paar dorpe en eventually het ons in Benoni opgeëindig en nou is ons in Stellenbosch. Nou is jy in Stellenbosch. Ja. En hoe vind jy Stellenbosch? Ek geniet dit. Jy geniet dit baie. Ek geniet dit, ja. Stellenbosch in die Weskaap is regtig net 'n ander belewenis. Ja. Pragtig die berge en alles, dat die mooi velde rondom ons en alles, né? Hester, ek wil nou vanoggend 'n paar vrae vra, maar die vraag wat ek nou vir jou vanoggend wil vra, is vrae wat van toepassing is op die vrou met wie ek nou net daar gepraat het. Want daai vroutjie wat aan daai kant sit, sy hoor hierdie boodskap vanoggend. Sy gaan nie kan glo as ons vir haar kan sê, luister,
Dink jy jou probleem is jy's die enigste een wat die probleem gehad het? Dink jy jy's die enigste een wat 'n probleem kan oplos? Of jy gaan hom oplos op jou manier? En so, wat ons 'n probleem mee het is, ek wil graag praat ook vanoggend met 'n kleurling gemeenskap. 'n jong kleurling dogter, wat ek ook mee wil praat, wat vir ons baie keer sê, ag, dit kan nie wees nie. Jou ma kan maklik vir jou sorg. Jou ouers kan vir jou lekker geld gee. Jy hoef nie te sukkel nie. Ek sal by die huis kan bly as ek so lewe soos jy kan nie. Maar eintlik weet hulle nie jou regte verhaal nie. As hulle die ware verhaal geken het, sou hulle sekerlik ook maar anders te gedink het. Nou, toe jy skool toe gegaan het, jou ouers het toe in Benoni gebly, nee? Nee, my ouers, op laerskool was ons in Ermelo, Volksrus, en op hoërskool ook 'n paar plekke, maar ek was eintlik maar meer in Nigel gewees. Nigel. Nou sê vir my, as jy nou terugdink aan jou skooldae, want ons, baie keer praat ons so oor ons skooldae en hoe was ons lewe gewees as kinders op skool. Ek kan nou sê, en ek sê dit ook graag vir die mense, want ek gaan vir jou eerlik sê, daar's baie mense wat vir my kyk, en net omdat ek 'n paar mooi oorbelle aan het, dan dink hulle, poeh, dis 'n deftige vrou die. En baie keer, as ek nou iets moois aan het, dan dink hulle, poeh, maar dis 'n mooi ding. Die ander dag vra 'n vrou vir my ook, sy sê, o, mevrou, maar dis 'n mooi rok. Ek sê, ag jong, ek koop alles by dieselfde boutique. O, sê, ek het definitief gedink dis 'n boutique. Ek sê, maar my boutique se naam is maar Pep Stores. Sy kon dit nie glo nie, sy sê, ek glo dit nie. Ek sê, maar natuurlik, dit hang af wie dra die rok. Ja, Dit hang af wie dra die rok. Toe sê ek, en wat ek dra, is dit wat binne in my is. Ja, Dis so eenvoudig soos dit. 'n Mens kan met die heel eenvoudigste ding daar buitekant uitgaan en mense kan hulle vergaap aan jou en dink van, "Sjoe, sy is dan altyd mooi." Ek het so 'n hele paar mensies wat ek nou ontmoet in die lewe wat vir my altyd sê, "Jenne, maar jy trek mooi aan." O, jy trek mooi aan, dan sê ek, "Ag man, weet jy, om jou gelukkig te maak, kom ek vertel jou waar ek dit gekoop." Dan kan hulle dit net nie glo nie, want hulle dink dit moet die duurste goed wees. Maar ons hoef nie die duurste goed te wees nie. Die duurste goed wat ons kan hê, is die prys wat Jesus vir ons betaal het aan die kruis van Golgotha, nê? En nou ja, jy het 'n kinderlewe gehad met 'n pa wat nog geleef het, wat nie oorlede was nie. Ek het 'n kinderlewe gehad met 'n pa wat baie kwaai was op my tyd. En soos ek ook maar hoor hierso baie keer word vir my vertel, mevrou, my pa is so kwaai met my en ek weet nie hoe moet ek oplos nie, wat ook al. Maar as jy nou sou sê dat jy kom uit 'n ouer huis waar jy 'n ma en 'n pa gehad, en hoe sal jy jou verhouding tussen, kom ons pak net eers ons ma en ons pa. Hoe sal jy daai verhouding beskryf het? So jy gesê het, ma en pa was jollification, by hulle het dit net altyd alles te goed gegaan, daar was nie 'n fout nie, hulle het net altyd alles te van die beste gehad. Of sou jy net sê, nee, wag maar tot jy hoor hoe my ouers met my omgegaan het. Ag, ek dink mense het maar albei kante. Jy het jou goeie gedeeltes en jy het jou slegte gedeeltes, en ek dink dis maar waarna mens ook maar moet kyk. En ons praat nou van kinderlewe, nee? Kinders soos in met, waar jy klein was of meer jou hoërskoollewe? Ja. Want toe ek 'n kleintjie was dinge makliker in my huis. Dinge was nie so moeilik nie. Dit is eers toe ek meer na my hoërskool toe gegaan het, die verhouding tussen my en my pa veral, het baie sleg geraak. Maar op laerskool was dinge nog goed gewees, en as kind was dinge nog goed gewees tussen my en my ouers gewees. So ja. So met ander woorde, toe jy hoërskool toe gaan, toe voel jy nie maar dinge verander. Ja. Maar weet jy wat, dit gebeur natuurlik ook met baie ander kinders, nê?
ons moet altyd dit in gedagte hou. Ons situasie lyk vir ons asof dit die einde van die wêreld is. Of dis die vreeslikste situasie. En dan op 'n dag as ons so 'n bietjie so met mekaar rondkuier en 'n koffietjie drink en gesels, nee, dan hoor jy, maar hierdie vroukie vertel ons nou eintlik amper my verhaal. Ja. Dit klink dan vir my net soos my verhaal. Ja, al was my verhouding met my ouers op laerskool nie regtig 'n groot van 'n probleem nie, was daar wel dinge wat in my lewe gebeur het Ja, wat nie in lyn was nie. okay. Wat ek nie met hulle kon deel nie, maar tog wel later kon deel en dit het toe nou nie uitgewerk soos wat dit moes uitwerk nie, maar verhoudingsgewys was dit op die oog af was dit goed geweest. Ja. Maar ja. Kon jy maklik met jou ma 'n ding bespreek? Waar ons nou sê nou maar ek het iets gehad wat ek dink, nee, ek kan hierdie ding kan ek vir niemand vertel nie, maar ek kan my ma vertrou, ek sal my ma vertel, of dink jy het nie 'n vertrouenspersoon gehad by wie jy jou hart kon uitpraat nie? Nee, ek het nie dit gehad nie. Ek kon nie met my ma of my pa praat nie. So ja, ek het maar altyd geleer om dit net by myself te hou. En as kind is dit baie moeilik, want jy het maar 'n kinderlike brein en jy verstaan nie aldag hoe om situasies te hanteer nie. En dinge gebeur maar en dan kom jy agter, hoorie, so maar dit help nie eers ek praat nie. Ja. Want jy kom in elk geval nêrens nie en dan raak jy maar 'n geslote boek en dis soms waar 'n groot gevaar intree. So as jy jou verhouding sou beskryf, ons praat nou vandag oor ma's en pa's en allerlei goeters wat mense mee besig is en babatjies kry ensovoorts. Sal jy dan sê, so jou situasie as kind dan, kom ons praat nou jong mens. Byvoorbeeld, ek wil jou iets vertel. Ek ken iemand baie goed vir jare. Maar wat ek baie lief het, maar wat vir my nooit in haar ganse lewe iets vertel het. Dieper as van eet en drink, en kuier, en visvang, en dit of dat nie. Totdat eendag 'n vriendin vir haar sê, hoorie, ek weet vir 'n feit, iets is nie reg nie. En ek gaan vir jou vandag moet vat na iemand toe wat vir jou kan help. Dink jy was ook aan so 'n plek? Ja, verseker. Was ek ook al op daai plek gewees waar ek self ook nie geweet het derwaarts of derwaarts nie, en dan was daar ook mense in my lewe wat dit gedoen het, maar dit was maar in die kerk waar hulle dan vir my kom sê het, is tyd om te praat. Ja. Tyd om te deel. So mense in die kerk, jy het mense gehad in die kerk wat vir jou kon help, met wie jy uiteindelik jou hart, kom ons noem dit nou maar sommer ons secret goed. Want ons kan ook nie altyd ons secret goed met mense praat nie. Want ook die persoon met wie ek so baie goeie verhouding gehad het, of nog het, ek sal nooit in my lewe gedink het. Ek sal my hand afgekap het, ek sal nooit geweet het, dat iemand hierdie persoon wat ek lief het, eintlik skelmpies verniel nie. Ja. So, kan jy daaroor praat, kan jy sê, as jy vanoggend kyk in jou kamera, dat jy vir 'n feit ook in jou hart weet, daar sit vanmôre 'n tannie, of daar sit 'n oom, maar hulle het nog nooit gepraat oor sulke ding nie. Ek gou vinnig iets hierby gooi, want wat ons praat, ekskuus ook, as eintlik ernstige dinge. So lees ek 'n verhaal wat vir my nogal, dit pla my toe vreeslik dat ek dit nou lees, en hierdie verhaal is eintlik, dis 'n NG predikant
Maar sy vrou vertel toe dat hy op 'n konferensie was en dat hy, toe hy huis toe kom, nie meer dieselfde liefdevolle persoon was nie. En dat sy vir jare later gedink het, wel, die enigste oplossing vir my is ek moet skei. Ek gaan skei van die man. Ek kan nie meer met hierdie mens omgaan nie. Wat sal jy sê, wat dink jy het gebeur met daai persoon? As ek gaan kyk na my eie lewe, hoe daai ook plaasgevind het. Dis baie goed, want ons wil na die eie lewe toe gaan. Ja. Ons wil daaroor praat. As ek kyk in my eie lewe, ek het baie privaat geraak. Ek het glad niks met niemand gedeel nie. Dit het ook maar gekom as gevolg van seer kry van mense wat gepraat het, as jy wel iets sou wou noem. So ek het geleer, bly maar eerder stil, hou jou goed vir jouself. My man het dit wel mee gedeel, maar ek dink nie hy het aldag verstaan waardeur ek gaan nie en wat ek mee deel nie. En ek dink 'n groot deel daarvan is 'n mens voel so skuldig. Jy voel so vuil. Jy voel dat dit wat met jou gebeur het van jou 'n slegte mens gemaak en dit het van jou gemaak dat jy is die oorsaak, jy het dit gesoek of jy weet, die duiwel kom en hy kom vertel vir jou al hierdie klomp leuns en jy glo dit op die einde van die dag en jy glo jy is amper alleen daar buite, daar's niemand wat jou sal verstaan nie en niemand sal jou wil glo nie, en jy raak so in jouself verstrengel dat jy nie eintlik op die einde van die dag kop bo water kan sien nie. Jy kan nie sien dat daar tog lig in die tonnel kan wees nie. En my verhouding met Jesus was ook nie op so 'n vlak dat ek hom kon sien as my Vader wat my kon help nie. Ek het groot geword maar in 'n huis wat baie religious was. Ons het nogal baie, soos ek sê, religious groot geword. En ja, ek het 'n moeder gehad wat sou die weerlig jy doodslaan, daai tipe stout is. So ek het nooit geleer om met die Vader as my Vader te ken nie, en ek het ook nie 'n goeie verhouding met my eie Vader gehad nie, so ek het nooit kon leer wat dit is om 'n verhouding met God die Vader te hê nie. En op die einde van die dag het ek altyd net gedink, ek het geweet hy kan mense bless, hy kan vir ander mense goeders doen en alles, maar ek het nooit kon sien dat dit regtig vir my kon doen nie, want ek het nie gedink dat hy is lief genoeg vir my, en dat ek is goed genoeg vir hom, om dit vir my te kan gee nie. En ek het altyd net gedink, dis is 'n stokkie lekker. Jy kry so 'n paar sygies, dis nou 'n blessingkie wat jy kry, en dan vat jy die stokkie lekker weg, en ek gee die stokkie lekker vir iemand anders. So dit is hoe ek basies was, en dit is waar die moeilike deel in my lewe ingekom het, en ek was al op 'n hoë ouderdom, of op 'n hoër ouderdom, ek dink dat ek oud is, maar waar ek regtig eers, ek sal sê, tot bekering gekom het. Al het ek vir Jesus gedien op my manier, dit is eers op 'n hoër ouderdom het ons tot bekering gekom, en ons kon deur bevryding gegaan het, en deur daai proses begin gaan het. Toe het ek begin agterkom, maar weet jy wat, die duiwel het al die jare vir my gelieg. Dit was nie ek nie, dit was nie my sondes nie, ek het nie nodig gehad om my skuld te dra nie, ek wou altyd aanvaar geword het, want ek was van kleins af was ek maar, was ek nooit regtig, sal ek sê, ek het altyd gevoel ek is nie regtig aanvaar in my familie nie, want ek het 2 ouer broers gehad, en so ek was altyd maar jou laat lammetjie, en jy weet so, jy het nooit regtig gevoel, jy hoort iewers nie. En ewen in my huwelik het dit soveel probleme veroorsaak as gevolg van die feit dat jy verwarp gevoel het, dat jy verbitterd was. Ek meen, ek het dit wat met my gebeur het en alles, het gemaak dat jy half nie respek gehad het vir 'n man nie. Ek het nie geskroom om eintlik, sal ek sê, en tot my skaamte te moet sê, en as ons gaan braai het, en die vrouens sou sê, iets sê oor hulle mans, jy weet wat dalk iets moes, want dan sê ek soms gesê, ag ja nee, my mans gaat nie 'n romantikus nie, hy, jy weet, jy gaan en jy kraak hom af. En so goed. Ja, so met die gevolg is, dis as gevolg van seer kry in jou binneste, dis nie regtig dat dit seer kry dalk teenoor my man was nie, maar as gevolg van die feit dat daar die seer was in my binneste wat gecreëer was deur mans, is dit op die einde van die dag jou uitkyk op die lewe. So ek sê eerder
aanval en seermaak voordat hulle my kan seermaak. Ja. Tot Jesus toe nou met my 'n gesprek gehad het en ek het myself boeglam geskrik en die Here het net vir my gesê, want ek het by hom kom kla en dit is, ja my Here, my man doen dit, ja my Here, my man doen dat. En die Here sê toe vir my in 'n duidelike stem, sê die Here vir my die eendag en ek het myself boeglam geskrik want toe het ek nog nooit die Here se stem so gehoor nie. En die Here sê vir my, los jou man vir my, ek deel met hom en ek skrik so groot en ek kyk in die kamer. Waar kom die stem nou vandaan? Wie praat nou met my? En toe besef ek, hoor dit is die Here wat met praat en die Here sê vir my, kom ons werk aan jou. Vergeet jy van jou man. Ek sal met hom deel. Wow, dis baie wonderlik. Kom ons werk aan jou. Ja. En ek het my pad met Jesus begin stap en ek het begin agterkom, maar weet jy wat? Jesus is lief vir my. Ek het nie nodig om goedjies te doen en jy weet snaakse goed aan te val vir sy aanvaarding, want hy aanvaar my, hy is lief vir my vir wie ek is. Hy hou deeltjie van my houdingkies en dit wat ek doen nie, maar nog steeds as mens, hy weet waarvan af ek kom. En hy is lief vir my. En toe ek daai besef kon kry, maar weet jy wat? Ek het nie nodig om te hoor by my man, ek is lief vir jou, jy lyk mooi vandag, want ek het amper gelewe net op dit, en as hy het nie vir my sê, nou is ek sommer kwaad. Of as ek 'n tafel sou dek, met mense vir my sê, maar dis pragtig gedoen. En as ek dit kranslig kyk en wat is fout, hoekom sê die mense niks nie? So jy gaan in daai effek in. En toe ek begin besef, maar weet jy wat, as ek 'n tafel dek, doen ek dit nie vir die mense nie, ek doen dit vir Jesus. Absoluut. Het dit heeltemal 'n ander uitkyk vir my begin gee. En ek kon begin gaan en sê, weet jy wat, ek verstaan nou wie Jesus is, en ek kon nooit vir hom sê, hy is my vader nie. Ja. En dis wat ek kon begin doen, ek kon begin sê, maar hy is regtig my pappa, as ek sulke moeilikheid het, kan ek met hom gaan praat. Ja. En ek kan net sê, dat 'n mens, soms kyk 'n mens soet in jou eie goed vas, en jou eie omstandighede vas, en in jou eie huislike omstandighede vas, of in jou kinders vas, wat dalk nie die Here dien nie, of dinge doen wat hulle nie moet doen nie, en jy weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek kan net sê, uit eie ondervinding uit, liefde is 'n geweldige groot ding, veral met ons tieners van vandag, om hulle aan te val, en om hulle te verskree, en om hulle te oorweldig, dit werk nie. Dit maak hulle net nog meer rebels. Ek self sit met 'n jong dame in die huis, en dis 'n ding wat ons moes leer. Elke kind is anders. Ek het 'n seun en ek het 'n dogter, maar my seun is nou al uit die huis uit, maar toe ons hom gehad het ons hom anders te groot gemaak as wat ons dogter groot maak. Want jou kinders verskil almal. Jy kan nie een kind dieselfde groot maak soos die ander kind nie. En daar kan ek sê, meisies is vir my, kan ek sê, is vir my 'n sterker ek wou sê challenge om groot te maak, maar tog ook 'n blessing, maar ek kan net dit sê, met Jesus kan ons oor 'n muur spring. Ja. En jy kan verby reg goed kom, en jy kan daai probleem wat gekom het, en wat jy mee sukkel met jou kinders en goeters, Jesus sê, ons moet dit na hom toe bring. Ja. Meester, as ek nou sommer net so, as ons nou so, kan ons moet alweer amper afsluit, die tyd vlieg so verskriklik vinnig. As ons net so by die punt kan kom van, ons ontmoet mense, ons gaan kerk toe, ons ontmoet mense daar, hulle lag, hulle mond is wyd oop soos hulle lag, en hulle lyk net te happy vir woorde. Maar, eintlik binne-in, sit hulle met 'n seer, soos ons nou oor seer gepraat het. So daar's mamas daar buitekant, wat nou jong mamas is, en hulle is eintlik te bang om hulle storie te vertel, want hulle is bang dat hulle gaan, as hulle verhaal vertel, hulle gaan in skaamte verder vorentoe gaan, of mense gaan hulle verwerp. Goed,
Waar begin ons eintlik met hierdie mense? Is dit om te kan eers te erken, ek is deur my neef gemolesteer. Ek is deur my oom gemolesteer. Ek is deur my neef gemolesteer. Waar begin jy? Vat jy die saak direk aan na daai plek toe om te sê, die gees van die Here wys vir jou, want obviously omdat jy verlossing gekry het en nie meer aan die verlede vasgebind is nie, is jy nou vry om vir die ene wat nog vasgebind is te kan sê, weet jy wat, ek het daar begin. Iemand het eendag dit en dit aan my gedoen. Ek het nie daarvoor gesoek nie. Maar voordat ek my kon kry, toe was dit gedaan. En daarna is dit weer gebeur. En daarna is dit weer gebeur. En daar was niemand wat my gehelp het nie. Ek kon na niemand toe gaan nie. Ek was skaam. Nee, dit was 'n geheim vir my. En dit was 'n geheim vir my gewees tot ek eintlik getroud was. Ja. Waar toe vat jy daai persoon? Wat sê jy vir hom vandag? As jy nou daar in jou kamera kyk en jy gaan vir daai persoon sê, of hy nou jonk is, en of hy nou oud is, en of watter, want ek het al ou mense ook moes bedien, wat ook met daai goeie sit, wat jy dink, heerlikheid Tannie, jy moes hierdie ding moes jy al jy moes hierdie ding al afgelos het toe jy 20 jaar oud was, en hier sit jy vandag en jy huil nog steeds. Waarom? Wat doen ons dan? Hoe help ons hulle om daaroor te kom? Wat moet ons vir hulle sê? Uit eie ondervinding het ek al agtergekom, ek kan dit nogal vinnig sien in iemand, omdat ek kan die tekens herken, omdat ek dit self gehad het. So met die gevolg is wat ek sal doen is ek sal my eie lewe gebruik, en ek sal met die mens daaroor begin praat. Dis baie goed wat jy nou sê. Ek gaan nie net na iemand toe en ek sê vir hom, die Here so, het dit met jou gebeur nie. Want baie mense kry skaam daaroor, baie mense, hulle voel verneder daaroor, en hulle kan nie daaroor praat nie. Maar as hulle hoor dat jy het so iets oorgekom, want ek meen, ek het dit oorgekom vandat ek, jy kan maar sê, baba was, tot en met 13 jaar ouderdom, het dit deur verskeie mans het dit met my gebeur. En ek weet wat dit voel, hoe dit voel, en ek weet, en ek het niemand gehad na wie toe ek kon gaan nie, en ek het 'n vriendin gehad wat my gehelp het met die laaste een, om dit te kon gestop kry. So die Here het daarom iemand daar gesit om my te kon help, maar ek het nooit hulp gekry nie. En dis die gevaar, is om nie hulp te kry nie, want jy hou dit so binne jou, dat dit raak net al hoe erger en erger. En op die einde van die dag, vertel ek vir die mense wat met my gebeur het. Want die duiwel kom en hy wil jou lewe vernietig. En hy wil jou shame, en dis waar hy jou wil hê. Maar tot jy kan agterkom, maar weet jy wat, daar's mense daar buite wat ook deur sulke goed is. Maar nou kan Jesus dit gebruik om sy naam te glorify. En sy doel wat hy vir jou het, kan nou gebeur ook, want jy kan nou vir ander mense bedien. En dis wat ek doen. Ek sal vir mense vertel van my kant af wat het gebeur, en ek het al agtergekom, as gevolg van dit, maak dit die gaping oop, sodat daai persoon gemaklik dan voel om met my te kan praat. En dit is so, daar is ouer dames wat ons al bedien het, wat ek dink, as ek reg kan onthou, die een dametjie was hulle nog 70s. Toe het dit uitgekom, met verskriklike, bitterlike trane. En my hart was so seer om te besef dat sy het al hierdie jare geloop met 'n skaamte oor iets wat sy nie eers krag oor gehad het nie. En as gevolg van die feit dat ek dit met haar kon deel en vir haar sê, maar dis nie jou skuld nie, dit was nie jy nie. Dit is nie kon sy gaan en sy kon praat, en dit is die myn ding is. Moenie iemand net aanval of net van sê, hoorie, maar dit het met jou gebeur of so nie, want mense maak maar toe. Dit is, jy kry skaam. So met ander woorde, wat jy eintlik doen is, jy maak 'n deur oop vir hulle op 'n mooi manier, en die persoon die geleentheid te gee deur te sê, man, weet jy, ek verstaan baie goed waarvan jy nou praat, ek weet baie goed hoe werk hierdie ding,
Meeste van die tyd sê hulle, ag, hoe weet jy dit? Ja. Hoe weet jy dit? Waar kom jy daaraan? Dan kan jy sê, maar weet jy, as 'n mens self deur 'n ding gegaan het, is dit baie makliker om vir iemand anders te ook te kan vertel en te help om vry te kom. Ja. So, en sien jy of ek skaam is? Ek is nie vandag skaam nie. Ja, maar dis nie ek wat dit gedoen het nie. Want ek was nie die perpetrator nie. Ek is nie die een wat dit gedoen het nie. Ja. So, vreeslik baie dankie Hester dat jy dit met ons gedeel het, want dit is regtig 'n punt wat ons baie mense kan op aanspreek. Dis werklik 'n punt waarop baie mense, ek het in my lewe nog nooit geweet dat daar soveel seer is wat kom uit hierdie situasie. En dat en wat vreeslik is dat ouers sulke dinge self met hulle kinders doen. Ja. Hulle vernietig hulle eie kind. Ja. Dit is just terrible. Jy weet? Man, jy weet, ek kan nog vir jou baie verhale vertel oor mense se situasies wat regtig erg is, dat jy dink van, man, ek gooi op, ek kan nie glo dat wat jy my nou vertel nie. Maar ons het al baie verhale moes aanhoor. En so ek is baie bly dat jy vanoggend mense kan bemoedig om te luister na jou. En as ek nou buitestander is en ek het na jou geluister vanoggend, dan sou ek nou heeltemal nie voel, ek voel veroordeel, ek voel ek sit in die gat, o nee, ek skaam my mors dood, want jy maak dit maklik. Jy het dit maklik gemaak, jy het die deur maklik oopgemaak. Soos iemand vanoggend wil aanklop, dan kan hy by jou kom aanklop. So ons bid vanoggend, ons gee net weer vir die Here ook, as dit met jou goed is, met jou toestemming, wil ons dan net die deur kom oopmaak vanoggend deur te sê, hierso is 'n telefoonnommer. As iemand dalk 'n WhatsApp wil stuur na jou toe om met jou te sê, mevrou, kan ek 'n afspraak maak met jou? Kan ek met jou kom praat, maar ek kan nie voor ander mense nie, ek is skaam, of so, sal jy vir my kan sien? Is dit okay as mense so na jou toe kan kom? Dis heeltemal reg. Dit is in orde so. Okay. Nou wil ek jou net vra, bid jy net gou vinnig sommer vir daai. Ons het nou 2 minute dink ek. 2 minute. Sommer net vir jou groepie mense wat vanoggend na jou kyk. Daar's iemand daar wat nodig het om te hoor. Kom ons bid net saam vir daai persoon. Gee hom net kans om die deur oop te maak. Here, ons kom vanoggend en ons sê vir U dankie. Dankie dat ons kan bid vir elke siel daar buite, vir elke mamma, vir elke pappa, vir elke jong mens, vir elke ouer dame, ouer man ewen, Here, wat deur enige probleme deur hulle lewens gaan, Here, waar hulle voel, maar hulle kan nie praat nie. Here, ons kom vanoggend en ons sê, Jesus, U is die koning, U is die geneesheer, en U is die een wat help. So Vader, ons gee elkeen vanoggend aan U, en ons sê, Jesus, U genesende krag in elke hart, daar waar daar seer gekry het, daar waar daar trauma gekom het, Here Jesus. Here, ons vra dat daar genesing in elke gedeelte van hulle binnewesen sal plaasvind, Vader. Ja. Dat daar sal genesing kom, Vader, want uit die trauma uit kom baie dinge en dit maak seer. Maar Jesus, ons sê vir U dankie. U bloed was alles weg. Elke skuldgevoel. En waar Satan kom en hy wil fluister by hulle ore en vertel hulle is nie goed genoeg nie. Jesus, U sê ons is goed genoeg. Amen. U is lief vir ons, ons is U kinders. En ons het nie nodig om te luister na Satan nie, maar ons sê vir U dankie, Vader, dankie dat U ons Vader is en dat U ons aanvaar en dat U lief is vir ons. En dat ons na U toe kan kom net soos ons is. Ons het nie nodig om te bekommerd te wees, gaan U van ons hou of hou U dalk van iemand anders meer. Nee, Jesus, U sê, ek is lief vir jou, my kind. Kom na my toe, net soos jy is. Kom na my toe met al jou seer. Ek gaan vir jou genesing gee. Ek is reeds besig om vir jou genesing te gee. En jy, liewe kind, wat dalk in 'n probleem sit, ek gaan vir jou sê, dit help nie, jy soek jou uitkomste
by ander jong mans nie. Want jou hart soek liefde, jou hart soek Jesus. Kom na Jesus toe, gee Jesus 'n kans in jou lewe en kyk of dinge nie vir jou kan verander nie. Here, ons sê vir U baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Wel, dit is nou baie jammer, die tyd is so vinnig verby, maar ons het lekker gekuier vanoggend. Dit was vir my heerlik om saam met Esther te kan sit en net 'n bietjie te kan gesels en ons sê vir die Here baie dankie vir die deur wat oopgegaan het vanoggend en dat mense van hierdie deur gebruik sal maak en sal kom aanklop en sal sê ek het hulp nodig. Daar's baie wat praat met my ouers wat na my toe kom, wie se kinders hier op universiteit is, maar hulle is te skaam om te vertel want hulle sê, nee, ek is baie jong, ek kan nie, as ek dit vertel, nee, ek kan dit nie doen nie. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen, die deur is vanoggend vir jou oopgemaak. So maak gebruik daarvan en kry vryheid en ondervind en ervaar die liefde wat net Jesus vir jou kan gee en wat hy reeds vir jou gegee het, wat hy vir jou aanbied. So Esther, baie dankie dat jy kom praat het op 'n kort kennisgewing. Ek waardeer dit vreeslik baie. Die Here seën jou baie ryklik. So ons kom net en ons sê vir julle baie dankie dat ons koffietjies kan drink. Dit is nou tot volgende keer. Esther, luister, jy het net 'n ou glasie water, maar ons kan maar cheers sê. So ons cheers nou tot volgende keer. En ek hoop en vertrou dat julle volgende keer kom luister. Ons het volgende keer praat ons met 'n dokter 'n bietjie oor sy lewe, oor wat met hom gebeur het as dokter, hoe hy sy lewe ervaar het in die toestand waarin hy was. En daar's almal van ons het een of ander iets. En ons dink dit maak, jy gaan nou miskien dink vir my vanoggend sê, ja, maar hy's 'n dokter. Ja, die dokter kan net so diep in die probleme val, net so diep in die gat inval, soos wat ek en jy kan val. So kom ons luister volgende week dan na sy getuienis, en dan ook na iemand anderste, wat nou ook net haar kind aan die dood moes afstaan, en so kom ons kom volgende week by mekaar, en dan luister ons 'n bietjie oor wat die Here vir ons volgende week wil vertel. Die Here seën julle tot volgende keer, baie liefde, en geniet julle koffie met die koning.